God se lappieskombers. Dis seker die mooiste beskrywing wat jy kan kry van 'n gemeente is 'n lappieskombers. Want 'n lappieskombers het alle verskillende groottes, alle verskillende patrone en hy word saamgeweef deur die liefde van Christus. En dis wat ek glo, dis wat ek sien. God het vir ons beloftes gegee vandat ons hier begin bedien het. En van daai beloftes is nog in werking, is nog besig om te ontvou. En een van die dinge wat God vir ons gesê het is, ek wil hê julle moet die boks plat slaan waarin julle my gesit het. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie. Ek dink hy sê nog steeds dieselfde. Ons moet wegkom van die boks wat ons dink hoe hy werk, hoe het moet lyk, en ons moet die Heilige Gees vryheid gee om te doen wat die Heilige Gees wil doen. En God het ook gesê, dit gaan miskien voel soos 'n skoen wat nie pas aan die begin nie, maar moenie bekommerd raak nie. Jy is soos 'n army ou wat army toe gaan, daai boots, as jy hom die eerste keer aantrek, dan werk hy nie lekker nie. Jy moet hom so 'n paar blaase inloop voordat hy werk. En baie keer, omdat ons so gewoond is aan God die Heilige Gees en hoe ons dink het moet werk, en deur hoe ons groot geword het, wat se kerk jy bygewoon het, baie verskillende, alhoewel ons dieselfde Jesus aanbid, is daar baie verskillende maniere van hoe ons dinge sien. En weer eens, ek wil vanmiddag vir u sê, ek wil nie hê u moet dinge my manier sien nie. Al wat ek u vra is, gee vir die Heilige Gees spasie in die lewe om te kyk wat's in jou hart. Dis al. Ek praat met die Heilige Gees oor die diens en ek sê vir hom, jy weet, daar's 'n plek waar Cornelius stuur vir Petrus om te kom, en Petrus kry hierdie visie van die laken, en ek kan nie eet wat oneetbaar is nie, of onrein is nie, en God sê vir hom is okay, en dan kom hy by die heidene, hy kom by Cornelius se huis, en die Bybel sê dit, hy sê, terwyl hy nog met hulle praat, het die Heilige Gees op hulle geval. Terwyl hy nog met hulle praat, het die Heilige Gees op hulle geval. En ek sê vir die Heilige Gees, ek sê vir God, dis my begeerte. Terwyl ek nog met hulle praat, en net so sag en so teer, as wat die Heilige Gees kan, sê hy, I never override their will. Wat beteken dit? Daar is mense wat verskrikkerig raak, wanneer jy deel met die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees, hulle raak benoud. Ja, maar wat is dit 'n verkeerde gees is, wat is dit 'n ander gees is, wat is dit nie God se gees is nie, laat ek jou dit beloof ek jou. Die Heilige Gees gaan nie op jou val of neerkom of whatever as jou hart nie oop is vir hom nie. Ons het gepraat, toe ons begin het, toe ek gesê, ons gaan inloop, as jy angs het, vrees het, siekte het, enige kwaal het, enige probleem het, wil ek nie hê jy moet die selle uitloop nie. Van wie hang dit af? Van my, van die pastoortjie? Dit het bitter so min met my te doen, eintlik. Dit hang van jou af. Dus kan jy jou hart oopmaak vir God die Heilige Gees? Of gaan ons daar sit en oordeel, ag, ek sou nou dit gesê het in plaas van dit, ek sou nou waar hy dit genoem het, sou ek dit genoem het. Ek wil hê, as jy moontlik kan, sit al die preconceived dinge neer vir 'n oomblik, net vir die volgende. Ek het gedink daaraan, weet 40 minute, maar toe dink ek preek net hier een keer 'n maand, so dit moes 4 keer times 40, is 160, so 2 ure, is ons reg, ek is nog in my window. En laas keer het ek die bietjie besig gehou, en toe sê iemand vir my na die tyd, ek kon nog 'n uur geluister het. Prys die Here, broer, ek het nog 'n uur gehad om te praat. Maar ek gaan nie u tyd eer vandag, hoop ek. Ons gaan begin daar waar ons opgeëindig het, Romeine 8, en dis net 'n probleem, om daar weg te kom. Maar weet jy wat, alles hang af, as jy angs het vandag, as jy vrees het, as jy bekommernis het, wat ook al jou bekommernis het, terwyl ek die woord bedien, is die Heilige Gees beskikbaar vir jou,
om te ontvang dit wat jy nodig het. Dis nie 'n kwessie van ek moet jou nou uitroep en die Heilige Gees gee vir my insig oor wie ek moet uitroep nie, en dan lê ek hande op en daar spasie vir dit. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. As die Heilige Gees my so lei, doen ek dit. Maar dit hang meer van u af en is u ontvangbaar vir die woord van God vandag, as wat dit van my afhang. Ek weet ek is voorberei. Ek weet die op pad hiernatoe en vandag het die Heilige Gees hierdie boodskap verander en verander. Maar hy weet wie gaan nie wees. Hy weet wat jy nodig het. Maar as jy nie jou hart oopmaak nie en sê Heilige Gees, dis wat ek soek. Praat met my vandag. Doen wat u wil doen. Doen u die wonderwerke wat ek nodig het. Want as ons hom nooi, weet ek hy kom. As jy jou hart oopmaak en jy nooi hom en sê Heilige Gees, kom vandag in my lewe. Kom wys vir my wat gaan in my hart aan. Laat daai woord van my sny, van u sny tussen my gees en my siel en vir my wys wat's in my hart. En gee vir my dan die moed om daai verandering te maak wat ek nodig het om te maak, om alles te wees wat Jesus wil hê ek moet wees. Nie wat mense wil hê ek moet wees nie, wat Jesus wil hê, om gelykvormig te word aan die beeld van die Seun. Die hoofdoel. Jesus Christus is die sentrale fokus van alles wat ons doen. Van alles wat ons doen. Hy moet wees. Hy moet wees. So, kom ons begin. Ons maak weer oop by Romeine 8. Ek gaan my beste probeer om Romeine 8 vir u te lees sonder om uit te brei. Heilige Gees, help my. Ek gaan stadig lees. Ek wil hê jy moet begrip. Ons is besig om te praat oor wandel in die Gees. Wat beteken dit? Wanneer jy vir iemand sê, weet jy broer, jy moet net in die Gees wandel. En die broer kyk jy so skeef aan, want hy hoor jou, maar hy weet nie wat jy bedoel nie. En jy weet wat jy sê, maar jy weet ook nie wat jy bedoel nie. Jy weet dis die regte ding om te sê, wandel in die Gees. Maar hoe doen jy dit? Wat beteken dit om in die Gees te wandel? Want ons is Gees. Ja, ons het 'n siel, ons het 'n persoonlikheid, karakter, en ons bly in 'n liggaam. Party sin beter as ander. Ek wil nou nie brag nie, maar ek speel. God is Gees. Hulle wat hom aanbid, moet hom in Gees aanbid. Gees en waarheid. Is daai koneksie, Gees tot Gees, wat die verskil maak tussen 'n gewone Christelike lewe of 'n avontuur Christelike lewe, waar Christus Jesus werklik waar 'n werklikheid in jou lewe is op 'n daaglikse basis. Ek weet nie van u nie, ek het dit nodig in my lewe. Ek het nodig dat hy daagliks opdaag en ek saam met hom kan wandel, en hy doen. Hy is amazing en ek eer hom vir dit. So kom ek lees vir u Romeine 8 vanaf vers 1. Ek gaan vinnig deurhardloop, sal so 3 of 4 minute vat en probeer om nie uit te brei nie. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe, sê, moenie uitbrei nie, Johan. Moenie uitbrei nie. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, het hy sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Sodat, dis die rede, die reg van die wet vervul kon word. Waar? In ons. Moenie uitbrei nie, Johan. Moenie uitbrei nie. Wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, hoofletter G, is lewe en vrede. Lewe en vrede.
omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Luister mooi na daai sinnetjie, ons gaan nie uitbrei nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar, as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees, hoofletter G, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is die kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Kom ons gaan huis toe. Kom ons gaan huis toe. Dis goeie nuus. Dit wat die wet nie kon doen nie, dit wat die sonde hou vas oor gehad het, hy gekom en hy het dit alles vir my en vir jou gedoen. En hy het dit aan jou en my beskikbaar gemaak. En al wat hy my nou uitnooi toe, is Johan, wandel in die gees en moenie in die vlees wandel nie. Baie dankie vir die raad, Johan, maar hoe doen ek dit? Wat beteken dit? Ek is bly jy het gevra. Want Romeine 13:14 sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Maak geen voorsorg nie. Hoe maak ek nie voorsorg nie? Ek wandel in die gees, ek bly geesbewus. Ek word nie bewus van my ego nie, in die self nie, en hoe hulle my verkeerd doen, en al daai vleeslike dinge nie, maar ek bly bewus van die liefde, die blydskap, die vrede, die lankmoedigheid, die sagmoedigheid, die goedheid, die genade van God in my lewe. My bewustheid is dit. Dis wat dit beteken om in die gees te wandel. Want daai goed word genoem wat? Dit word genoem die vrug van die gees. Dis die gees wat die vrug voortbring in jou lewe, is 'n bewustheid van dit wat reeds in my is. Jou beste werk is om bewus te wees van dit wat God reeds vir jou gedoen het. As jy vanmiddag hier sit en jy sê vir my, jy is 'n kind van God, dan sê ek nou vir jou, alles wat jy nodig het om in oorwinning te lewe is klaar in jou. Dis jou bewustheid van dit wat bepaal hoe jy hierdie lewe lewe. Want ons sê, ons gebruik die ou versietjie, groter is hy wat in ons is as hy wat, en tog laat ons die wêreld ons oorweldig, die omstandighede ons oorweldig. Het die groter een wegbeweeg? Het hy uitbeweeg? Of het jou bewustheid van hom geskuif? Dis al wat dit is, vriend, bewustheid. Ek sê vir my vroukie, eendag as hulle my neerlê, en hulle sit my grafsteen, dis wat ek daar opsoek. Dis al wat ek wil hê hulle moet opset. Awareness. Awareness is everything. Waarvan jy bewus word, dit het jy toegang tot. As jy wil bewus wees van angs en omstandighede, jy toegang tot dit. Jy sal dit kry. Jou bewustheid, God het ons so geskape as 'n gees, wat 'n bewustheid moet dra van wie hy is. Inteendeel, die wêreld het ons geprogrammeer om soos hulle te wil wees en soos hulle te dink. En die Bybel sê, moenie jou liggaam stel tot die wêreld nie. Word nie aan die wêreld gelykvormig nie. Word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Dink anderste. In Galasiërs 5
vers 16 tot 17, sê hy vir my en vir jou, maar ek sê, wandel deur die gees. Hoor hierdie. Mense, hoe kan ek die vlees oorkom? Luister hier is jou antwoord. Wandel deur die gees, dan sal julle nooit, wanneer? Nooit. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Sodra ek die vlees volbring, wat het ek gedoen? Ek het bewustheid verloor van die gees. Ek het beweeg, ek is uit Christus uit, en ek het my vlees, myself gevoer, en wat ook al ek gedoen het, daarmee, en ek het kontak verloor. Wat doen jy as jy dit gedoen het? Here, vergewe my. Ek het probeer op my eie manier doen. Ek kom weer onder u gesag. Ek kom weer in u koninkryk in. Ek lyn myself weer op met u. Ek soek eers u koninkryk, en al die ander dinge gaan vir my bygevoeg word. My prioriteit het ek verloor in 'n oomblik van swakheid of wat ook al, en ek het bewus geword van self, in plaas daarvan om bewus te wees van u. Want hy sê vir my, want die vlees begeer teen die gees, hoofletter G, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Wie het dit al ooit beleef? Ek wil dit, ek wil regtig ophou met die, ek wil regtig nie meer die nie, ek wil regtig die, en dan, nuwejaarsvoornemens, nou, wie het van nog enige oor? Ons begin vroeg in die jaar, ons maak hulle, ek gaan die en die verander. Wat ons moet verander is die bewustheid van wie ons dra, en wie aan die binnekant van ons bly. Daai bewustheid verander alles. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Hy word dit genoem vir 'n rede. Want daar is 'n autoriteit en 'n gesag wanneer jy hom dra. En wanneer jy dit besef en jy loop in dit, is dit baie anders as iemand wat loop in die vlees en ek is nie goed genoeg nie en die ene het dit gesê, kan jy glo, hulle dit gesê, kan jy glo, hulle dit gedoen. Ek kan nie glo dit gebeur nou alweer met my nie en al hierdie ander dinge waarmee ons besig raak. Daar's 'n vertroue wat ons sit op ons vlees, op ons kultuur, op hoe ons groot geword het, op wat ons doen. Wanneer jy by braaivleis kom, is die eerste ding wat ons mekaar vra, so wat doen jy? Veral in Suid-Afrika, hier is 'n bietjie anderste, maar wat doen jy? Ek doen die en die. Okay. Waar bly jy? Wat se kar ry jy? Wat maak dit saak? Wat maak dit saak? Daar's nie meer slaaf nie, daar's nie meer vryman nie, daar's nie meer Griek nie, daar's nie meer Jood nie, daar's nie meer besnydenis nie, daar's nie meer onbesnydenis nie. Ons is almal nuut in Christus Jesus. Wat maak dit saak? Maar omdat jy my in die vlees wil ken, Paulus sê, ek ken niemand meer volgens die vlees nie. As ek jou vlees en jou swakhede uitsny en ek sien jou, dan moet ek jou sien soos Jesus jou sien, volmaak. En ek moet jou so behandel, ek moet jou so bedien, ek moet jou so eer. Paulus is een van die genaamste mense in die Bybel. En hy het hierdie probleem gehad waar hulle hom aangevat het die hele tyd. Hy beklei teen die gemeentes. Hy probeer hulle oorreed en vir hulle sê, verstaan wat ek sê, ek probeer nie met julle beklei nie. Hy skryf aan die Korintiërs, hy sê, is nou die 3de keer wat ek kom, en ek probeer om na julle toe kom in liefde en genade, sodat julle nie dink, ek beklei die hele tyd met julle nie. Maar dit is so belangrik dat julle die fondasie verstaan van wie Christus Jesus is en van daar af lewe. En nie in julle vlees en dit wie julle dink julle is in julle eie identiteit en ego nie. Hy sê vir ons in Filippense 3 vanaf vers 3, hy sê, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het, nie ek nie, hy. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders dink, hulle het rede om op die vlees te kan vertrou. Ek nog meer. En nou sê hy vir ons, hy sê ek is besny op die 8ste dag. Ek is uit die geslag van Israel. Uit die stam van Benjamin. Ek is 'n Hebreër uit die Hebreërs. Wat die wet betref is ek 'n Fariseer. Besef jy wat dit beteken? Besef jy hoe geleerd was hierdie man? As jy hom moet meet, as jy 'n toets moet voorstel vir die Fariseërs, dan slaag hy 100%.
Ek is 'n fariseer van die fariseërs. As jy die hoogste fariseer soek, dis ek. Wat ywer betref, ek het die kerk vervolg, die gemeente. Ek het die ma's en die pa's toegesluit, omdat hulle van die weg was. Hierdie Jesus Christus. Ek het hulle agtervolg. Ek het hulle toegesluit. Dis my ywer. En ek het gedink ek doen dit vir God. 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid betref in die wet. As jy die wette neerlê en jy meet hierdie man, onberispelik. Onberispelik. Die wette van die wette, hy vat die wette en hy lê hulle neer, jy kan hulle tik, ek is onberispelik in elke een van hulle. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Dit wat vir almal anders belangrik was, dit wat vir my as 'n posisie en as 'n mens, as 'n natuurlike mens op die aarde gesit het, die hoogste van die hoogste, het ek alles neergeleg, ek het dit skade geag. Vir wat, Paulus? Vir wat? Vir Christus Jesus. Vers 8, hy sê, want ja waarlik, julle dink ek speel. Ja waarlik, ek ag ook alles skade. Vir wat? Om die uitnemendheid van die kennis van Christus. Om Jesus te ken. Om saam met Jesus te wandel. Verloor ek wanneer ek gebore was, hoe ek gebore was, wie my ouers was, hoe ek gedoen het in skool, hoeveel A's ek gekry het, hoeveel B's ek gekry het, wat se universiteit was ek, en ek was soveel, en ek het soveel gekry, en my punte is die, en ek doen nou dit, en ek is 'n dokter, en ek is 'n astronaut, en ek is al die, hy sê, ek het dit alles skade geag, om Jesus te kry, die uitnemendheid van die kennis van Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te kry. Wanneer ons praat van verloon jouself, vat jou kruis op en loop agter hom aan. Dis waarvan ons praat. Al daai dinge wat ons dink ons is en moet wees, lê ons by die voete van Jesus, ons vat ons kruis en ons loop agter hom aan. Hy is ons enigste voorbeeld. Hy is die enigste standaard. Vriend, die pastoor is nie jou standaard nie, asseblief. Jou enigste standaard is Jesus Christus. My vraag aan jou is jy 'n disipel van Jesus? Is jy 'n volger van hom? Of is jy 'n kerkganger? Of iemand wat godsdienstig is? Daar's 'n verskil. En die verskil kom juis wanneer jy dit kan wys. Ek wandel nie in die vlees nie, ek wandel in die gees. Wanneer die omstandighede kom en die stories kom en die tonge en die kritisie en alles, word ek nie beweeg nie, want ek het dit alles reeds skade geag. Ek het dit alles reeds prysgegee. My reputasie, daar is nie een nie. Want ek was saam met Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie. Christus lewe nou in my. Hierdie lewe wat ek nou op die aarde lewe ek in die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Wat kan ek nou doen behalwe om myself aan hom oor te gee? Alles te ag as drek, ek soek dit nie. Ek soek hom. Hom en hom alleen. Groot verskil in ons lewe. Om Christus as wins te verkry en, hierdie is mooi, en in hom gevind te word. As jy my soek, mag jy my net daar kry. As jy my soek, soos wegkruipertjie moet speel en jy sê, waar gaan ons hom kry? Ek hoop iemand kan sê, hy's in Christus. Jy gaan hom in Jesus kry. Gaan soek hom in Jesus. Ja, maar het jy gehoor wat sê hulle van hom en wat die in die stories en hy het dit en dit gaan doen. Waar gaan ek hom kry? Hy's in Jesus. En om in hom gevind te word. Nie met my geregtigheid uit die wet uit is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Sodat, al hierdie dinge doen ek vir hierdie rede, sodat ek hom kan ken. Sodat ek hom kan ken. Terwyl jy rondhardloop met al hierdie dinge van wie ons is en wie ek is, luister vir my. Ek hoop jy hoor my hart.
Ek hoop jy hoor my hart. Ons moet in 'n natuurlike lewe lewe, ek verstaan dit. Maar mag jy daai natuurlike lewe deur jou gees lewe. Anders sal die wêreld jou opeet. Hulle gaan jou uitspoeg, jy gaan loop met angs en vrees en bekommernis. Jy sal nie glo wat die een gesê het nie, jy kan nie glo wat hulle gedoen het nie, jy kan nie die nie. Dis so onregverdig, dis so die, dis so daai, bla bla bla. Wat is my advies as 'n beraader? En dis hoekom niemand na my toe kom nie. Get over yourself. Simpel. Ja, maar jy verstaan nie wat hy gesê het nie, jy verstaan nie wat sy gesê het nie. Get over yourself. Al hoekom met jou plaas, omdat jy nog lewe. Christus lewe nie in jou nie. Jy laat hom nie deur jou lewe nie. Vriend, in elk geval, dis nie maklik nie, maar dis moontlik. Dat ek in hom gevind gaan word. My geregtigheid nie uit die wet nie, maar uit die geloof. Sodat ek hom kan ken. En die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Dis die doel. Nie sodat ek glo in die boodskap van prosperity, ek glo in die boodskap van seën, ek glo in die boodskap van genesing, ek glo in al daai boodskappe. Maar wanneer dit kom in plek van ek wat aan sy lyde saamdeel, ek wat minder word, sodat hy meer kan word, ek wat niks word, sodat hy alles kan word. As dit kom ten spyte van dit, dan vertel ek jy die verkeerde boodskap. As enigiemand vir u kom sê, sodra jy Jesus aanneem, gaan alles hankie-dorie, jy hoef niks verder te doen, hy het alles klaar gedoen, al wat jy doen is, jy loop net en rejoice. Wil ek vir jou sê, daar is 'n kruis wat moet opgeneem word, daar is 'n self wat moet verloon word, en daar is 'n prys wat moet betaal word, en wat kos dit jou? Alles! Aan sy dood gelykvormig word. Hierdie man, in die boek van Handelinge lees ons waar die Here hom van sy perd afslaan en hy het skille op sy oë en die Here stuur 'n man om vir hom te gaan bid en hierdie ou is baie reluctant. Jy kan sien hoekom, want Paulus het almal in die tronk laat sit. En nou kom hy by die man en hy sê vir die ou, gaan bid vir Paulus, dat sy oë sal oopgaan. Die ou sê, nou, daar's nie 'n manier nie. Hy het almal laat toesluit, en jy stuur my nou om na hom toe, en hy sê, ja, maar ek het vir hom gewys, hoor hierdie, ek het vir hom gewys wat hy vir my naam sal moet lei. Ek het hom gewys wat hy vir my naam sal moet lei. Gaan bid maar vir hom. Hy verstaan wat die prys gaan wees. Op 'n ander plek kom hy en hy wil Jerusalem toe gaan en ek dink is Agabus of vat Paulus se beld en hy bind dit om sy hande en hy bid in om sy voete, nie om Paulus om sy eie. Hy sê die man wie se beld die aan behoort, dis wat met jou gaan gebeur as jy Jerusalem toe gaan. En wat sê die gemeente? O, moenie gaan nie, Paulus sê hulle gaan jou doodmaak. Wat sê hy? Kan nie wag om te gaan nie. As ek sterf, dan sterf ek. My lewe is nie myne nie. My lewe is uitverkoop. Nou ek verstaan wat ek vandag vir jou sê. Ek dink nie en ek hoop nie ek en jy hoef deur enige van die dinge te gaan nie. Maar om gelykvormig te word aan die lyde van Christus. Hierdie man want jy kry al hierdie mense in die vlees en nou praat die duiwel van die woord van die Satan wat hom verander in 'n boodskapper van lig. Jy kan dit gaan lees in 2 Korintiërs 11. En jy moenie mislei word nie en goed, want daar's baie mense wat opstaan en sê ek is so belangrik en ek is so en ek is die en ek het die gawe en ek het daai gawe en ek is net die beste en ek is die een. En Paulus het 'n groot botsing met dit. En hy vergelyk homself met hulle. En dit wat hy vir ons sê voorheen om te sterf en aan Christus gelykvormig te word en aan sy lyde gelykvormig te word, wil ek hê jy moet luister vir my in 2 Korintiërs 11:22. Wat sê hy vir my, het hy deurgegaan? Hy sê, is hulle Hebreërs? Nou praat hy oor hierdie manne wat nou iets is. Hy sê ek ook. Is hulle Israeliete?
Ek ook. Is hulle nakomelinge van Abraham? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer. In arbeid is ek meer oorvloedig as hulle almal. In sla, bo die maat. In gevangenskappe, baie meer. In doodsgevare, dikwels. As jy wil kom vergelyk, en jy wil vir my kom wys wie jy is in die vlees, en hoe belangrik jou vlees is, gaan ek net vir jou 'n paar dingetjies noem wat ek deurgegaan het, en hoekom ek vir jou sê, ek het alles prys gegee om Jesus te gryp, om Jesus te hê. Ek wil hê jy moet verstaan, want as jy nie verstaan nie, en jy hoor nie wat ek deurgegaan het nie, gaan jy dink ek maak lig, dis maklik. Maar hoor wat sê ek vir jou, ek het 5 maal, het ek van die Jode ontvang, 40 houe op een na, so 39 houe, 5 maal. Kan jy dink hoe lyk jou rug? ...39 houe, nie een keer nie, een keer het ons opgegee, nee, ek wil nie gelykvormig word nie, nee, Jesus, nee, wat, hy is nie dit werd nie. Tweede keer, ek kan nie glo tweede keer nie, ek kan nie in die wil van God wees nie. Derde keer, Jesus, ek wonder wat gaan nou aan. Ek wonder of die duiwel my aanval. 4de keer, 5 keer het ek van hulle ontvang. 39 houe. 3 maal is ek met stokke geslaan. Eenmaal is ek gestenig, hulle het hom uit die stad uitgevat en hulle het hom vir dood gelos. Ek glo dit is die eerste opstanding uit die dode. Hy was dood. Die disippels, die Bybel sê vir my in Handelinge, die disippels het om hom gekom en hy het opgestaan. En hy het saam met hulle teruggegaan en hy het begin preek. 3 maal het ek skipbreek gelei. En nag en dag het ek op die diep water deurgebring. Toe ek dit lees, ek dink hy moet seker maar aan 'n plankie gehang het of iets. Heel nag, heel dag. Dikwels op reis. In gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk. Kan jy dink hoe seer moet dit wees? In gevare van jou volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broers. Daar is niemand wat hierdie ou gelike het. En tog is dit die een wat vir my gaan skryf in Filippense 4, verbly jou altyd in die Here. Ek herhaal, verbly jou. Hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy dit deurgaan en dit doen? In arbeid en moeite, in slapelose nagte, dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en in naaktheid. Behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die sorg vir die gemeentes. Wie is swak en ek is nie swak nie? Aan wie word 'n struikelblok in die weg gelê en ek is nie aan die brand nie? Hierdie ander ou struikelblokkie, hierdie man is aan die brand vir hierdie Christus, vir wie hy alles skade ag. Ek het alles prys gegee om hom te ken, en dis hoe ek hom ken, dis hoe hy my beloon. Dis die lewe waarvan ons praat, hierdie Christen lewe, wat net sonskyn en rose is, en die Here voeg net by, en hy bless jou, en niks gaan verkeerd nie. Waar sien jy dit? Waar lees ons dit? Sien ek dit in my lewe? Absoluut. Absoluut. Ek sien die Here op 'n daaglikse basis. Ek sê dit met volle oorgawe. Maar ek wil vir u sê, as iemand vir u sê, dit kos jou niks, hulle lieg vir jou. As daar geroem moet word, sal ek in my swakhede roem. Hierdie man. Die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, geseën tot in ewigheid, weet dat ek nie lieg nie. Om hom te ken. En gelykvormig te word aan sy lyde. Kom ons gaan terug na ons Filippense 3. Of ek miskien vers 11, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit
al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Dis 'n sleutel. Het jy al toegelaat dat Christus Jesus jou gryp, en jou vashou, en jou vasdruk, en sê, jy's myne, en ek is joune. Hy het jou gegryp, en Paulus sê, ek gryp, ek doen alles om dit te weet en dit te ken. Maar een ding doen ek, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek uit na wat voor is. Daar moet 'n gedurende uitstrek wees van my en jou hart na hierdie Christus toe, hierdie lewe, dit wat verby is, gister is verby, jy kan niks daaromtrent doen nie, dit is verby, jy het hierdie oomblik, môre is nog nie hier nie, môre gaan hom oor sy eie dinge bekommer, moenie jy bekommerd wees oor môre nie, hierdie is jou oomblik, jy is nou hier, jy luister nou na my, jy kies nou om jou hart oop te maak en te luister, en die Gees van die Here sal jou help, om hierdie woord te verstaan en die woord as 'n fondasie in jou lewe te lê, as jy hom toelaat. Een ding doen ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel. Wat is die doel? Om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. My hoë roeping is om dit te verkry, Christus Jesus, en in hom gevind te word, nie in my eie geregtigheid nie, nie in die dingetjies wat ek reg doen nie, om mooi te lyk by mense nie. Inteendeel, as ek in my vlees moes roem, sê ek kan alles opnoem vir jou. Waar ek gebore is, hoekom ek die beste is, wie my ma en pa was, hoe geëerd ons was, hoe goeie familie ons was, hoe almal ons geken het in die dorp, hoe daai, hoe wat ook al, en daarin is my identiteit. En Paulus sê, totdat jy daai identiteit neerlê, en jou nuwe identiteit vind in wie Christus sê jy is, vriend, is ons verlore. Terwyl ons mekaar vergelyk met mekaar, is ons verlore. Terwyl ons kritisie soek, en wat sê hy reg, en wat hy, ek sal nou nie so gesê het nie, asseblief stop. Jy is in die vlees. In Korintiërs 2, en dan gaan ek klaarmaak. Jy! 1 Korintiërs 2, vanaf vers 12. Ons het Romeine gelees, waar ons nie die gees van slawerny ontvang het om weer te vrees nie, maar die gees van aanneming, deur wie ons roep, Abba Vader. Hier sê die Bybel vir ons weer eens wat ons nie gekry het nie, maar baie keer wat ons nog mee deel, want ons weet nie wat ons het nie. En ek wil hê jy moet mooi luister wat sê die woord van die Here. Hy sê, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie. Ek wil hê, dis belangrik, nie die woorde nie, maar hoe jy die woorde sien werk. As ek vir jou sê, die gees van die wêreld, wat sien jy? Wat dink jy? Baie keer dink ek, Satan. Is dit die gees van die wêreld? Is dit die gees van die, hoe lyk die gees van die wêreld? As ek vir jou so sê, beskryf vir my die gees van die wêreld. Wat sal jy sê? As ek vir jou papier moet sê, en skryf vir my neer, wat is die gees van die wêreld? Dan gaan ons sien. Selfsugtigheid, alles oor my, ek, myself en ek, hoekom daai, jy, nou sê die Bybel vir my en vir jou, ek en jy het nie daai gees ontvang nie. Maar wat sy gees het ons dan gekry? Maar die gees wat uit God is. Wandel in die gees wat uit God is. Hoekom het jy hom gekry? Daar's baie redes, maar die Bybel sê vir ons iets uitdruklik hierso, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Hoekom het jy hom? Sodat jy kan weet wat God jou uit genade geskenk het. Uit wat geskenk het? Uit genade. Wat dink jy, het God jou geskenk deur sy genade?
As hy vir ons sê in Romeine 8:31-32, hy het nie sy eie seun van ons terughou nie, maar hom vir ons oorgelewer het, hoekom sal hy nie nou ook saam met hom ook vir ons alle ander dinge skenk nie? God wil weet, dat jy weet, waarvoor sy seun betaal het. As jy dit nie weet nie, gaan jy reageer soos die gees van die wêreld. En jy gaan nie reageer soos die gees wat uit God is nie. Dit is wat dit beteken om in die gees te wandel. Kom ek verduidelik vir u. Daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie. Asseblief, as jy die goed met jou kop gaan probeer verstaan, stop. Hoekom sê ek vir jou so? Hoekom waarsku ek jou, moenie met jou kop uitwerk nie, want die Bybel gaan vir jou sê, maar ons doen dit met die Heilige Gees, die woorde wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Nou sê die Bybel, weer eens, ek wil hê, jy moet dink, hoe werk hierdie woorde vir jou? Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Wat is die natuurlike mens? Ek het altyd van die sondaars, hulle wat sonder God is. Dis nie wat die Bybel sê nie. Daar's 'n natuurlike mens, soos ek en jy, wat 'n natuurlike lewe moet lewe. Ek moet werk toe gaan, ek moet eet, ek moet wat ek ook al doen, ek moet visvang, jy moet visvang. Daar's 'n natuurlike mens. Daai natuurlike mens verstaan nie die dinge van die Gees van God nie. Terwyl jy daai natuurlike mens probeer geestelik maak, gaan jy vir jouself 'n lat pluk. Jy kan nie. Jy is klaar gees. God se gees is saam met jou gees gesmeld. Jy is 'n nuwe skepping. Alles wat jy nodig het is reeds daar. Maar jou kop kan dit nie verstaan nie. Dis vir jou kop dwaasheid. Die Bybel sê dit, hy kan dit nie verstaan nie. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. Hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Ek wonder as jy net daai skuif maak. Net daai ding. God het my die gees van die wêreld gegee, om soos die wêreld te lyk, om soos die wêreld te voel, en soos die wêreld te praat nie. Maar hy het die gees gegee wat uit homself is. En omdat ek daai gees het, leer daai Heilige Gees my, van hoe om te dink, hoe om te voel, en wat om te sê. En dit is wat dit beteken om in die gees te wandel. En ek maak geen voorsiening vir die vlees om vir my te sê wat ek nie is nie. Inteendeel, ek het 'n besluit geneem dat die prys wat Jesus Christus vir my betaal het, soos Paulus kan skryf, alles het ek opgegee, alles prys gegee, dat ek in hom gevind kan word. Ek wil hy selfde houding en gesindheid hê, dat ek alles opgegee het, alles prys gegee het, elke leuen van die vyand, elke verlede, elke smet op my gedagtes, elke ding, elke dooie werk, is die bloed van Jesus het gekom, en hy het my gereinig, en hy het my gewas, en hy het my geregverdig, en hy het my gemaak, asof ek nog nooit gesondig het nie, en ek loop en ek lewe in dit, en jy kan my nie, en sal my nooit daar uitpraat nie. Niemand sal nie. Ek gee nie op wat jou opinie van my is nie. Ek gee nie of jy dink, kyk nou, hoe gaan hy nou weer aan nie, ek gee nie om nie, dit pla my nie, ek het nie 'n reputasie nie, vriend. Al wat ek het is Jesus Christus, en hy in my bron van lewe, my bron van alles, om hom te ken, en deel te neem aan, te sterf aan self. Paulus sê, I die daily. Om hierdie gesindheid moet in jou wees wat in Jesus was. Dat alhoewel hy God was, hy homself ontledig het, in die vorm van 'n diensknegt aangeneem het, sodat hy kan bedien, sodat hy hemel aarde toe kan bring, sodat hy kan wys wie die Vader werklik is.
Nou kom hierdie Vader in sy liefde en hy gee sy seun vir ons. En die Bybel sê, hy veroordeel die sonde in die vlees. Hy deel met alles. Daar's geen veroordeling vir ons wat in Christus Jesus is nie. Wat volgens die gees wandel nie volgens die vlees nie. Hy maak alles aan ons beskikbaar. En dan sê ons, ek sal eerder die leuen van die vyand glo. Ek sal eerder glo, ja, hierdie probleem is te groot vir God. Ja, God hoor my nie. Hy gaan almal anders hoor, maar ek weet nou nie van die nie. Ek is nou net bekommerd. Ek weet ons moet nie bekommerd wees nie, maar ek is nou maar net. Waarvan praat jy? Waarvan praat ek? Ek voel nou soos Paulus wat beklei. Ek beklei nie. Dis tyd vir die gemeente en die kerk van God om wakker te word uit hulle slaap uit. Laat ek jy vertel hierdie boodskappe wat ons hoor, wat jou praat, wat jou ore streel van hoe fantasties die lewe is en jy moet nou maar net die en die Here seën jou broer, highly favored and blessed of God. Is dit so? Absoluut. Daar's een ding wat jou vrymaak. Een ding. Die waarheid. So. Niks anders kan jou vrymaak. My wat vir jou sê, gaan dan met jou sonde, doen net wat jy wil broer, jy hoef nie te worry oor die vlees nie. Ek weet ons is maar almal swak, ons almal dra maar swaar, jy weet, ons almal sukkel maar, jy gaan dit nie by my kom hoor nie. Ek gaan jou 10 to 1 aan jou hemp gryp en vir jou sê, word wakker Boeta. Hou op verskonings maak vir hoekom jy is soos jy is. En wees wat God sê jy kan wees. Hou op verskonings maak van, ja maar as jy verstaan het wat met my gebeur het, en my verlede. Een ding doen ek. Ek los gister in gister en ek rek myself uit na die doel van die hoë roeping van Christus Jesus. My hele lewe, ek wonder as ons as 'n uitreiking almal die gesindheid aanneem. Wat kan God doen? Wat kan God doen met 'n mense wat hulle knie sal buig tot die heerskappy van Jesus en sê ek sit alles neer. Ek sit alles neer. Ek sit alles neer. Ja, maar jy verstaan nie hoe jy ek weet nou nie of ek dit kan. Jy sit alles neer. Ek wil vir jou sê hy sal die wêreld omdraai. Daai disippels het alles in gemeen gehad. Hulle was een. Hulle was een. Hulle was deur die Heilige Gees gelei. Die hele tyd. Heilige Gees, moenie hier gaan nie. Gaan daar. Moenie dit nie. Doen die. Sê dit. Kies daai. Doen dit. Dien dit. 100% deur God se Gees gelei. Wandel in die Gees. Wandel in die Gees. Dis ons roeping. Dis jou roeping om vandag geestelik te wees en geestelik bewus te word van dit wat jy het. Dis hoekom jy die Heilige Gees gekry het, sodat jy kan weet dit wat God reeds vir jou gegee het en dit wat joune is. Hy's daar om jou te herinner. Hy's daar om saam met jou te loop. Dis jou belangrikste verhouding wat jy op hierdie aarde sal hê, is met God, die Heilige Gees. Hy's God. Hy's nie 'n vuur nie, hy's nie 'n wind nie, hy's nie 'n ding nie, hy is God. Hy is 'n persoon. En hy wil deel wees van jou lewe. Hy wil deel wees van hierdie uitreiking. Hy het dit begin. Dit is sy werk. Hy bou hierdie kerk. Niemand anders nie. Vriend, luister vir my. Maar ons werk as kinders van God, as broeders en susters, is om mekaar se hande te vat, mekaar ophou, mekaar simpatie te gee, en mekaar se hande te vat en sê, kom, ons gaan vorentoe. Wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou help? Waarmee sukkel jy? Wat is die probleem? Hoe kan ek saam met jou stem? Kom ons kom oor al die verskonings van hoekom ons nie kan wees nie, en kom ons staan vandag en wees die persoon wat hy gesê het, hy ons kan wees. Ek verstaan. Ek weet nie of ek 5 keer 39 houe gaan vat nie. Ek verstaan. Ek weet nie of ek 1 keer dit gaan maak nie. Ek het nou 2 bote gesink, so ek het dan so 'n bietjie skipbreek gelei al. So daar's nie baie wat meer saam met my op 'n boot wil gaan nie, maar dis okay. Vriend, hierdie ou, hy was daarbo. Hy was alles in die natuurlike, wat jy kon kies. Hy was die beste van die beste. En tog het hy gesê, ek ag dit soos trek. Ek lê dit alles neer, sodat ek hom kan ken. Hom kan ken. En dit is my vraag aan jou, ken jy hom vandag? Is hy werklik die bron van jou lewe? Ek weet ons lewe is besig, ek verstaan hoe besig dit is vir almal.
Ek wens so ek kan meer by u uitkom. Ek weet ons kan meer tyd saam spandeer. Maar al wat ek hier kan doen vandag is u bemoedig om te wandel in die Gees. Wees dit wat hy gesê het jy kan wees. Ek weet dit is baie keer moeilik. Ek weet dit is omstandighede. Ek weet ons ego staan op, daai ou self staan nog op. Maar die Bybel sê jy sal deur die Gees die werke van die vlees doodmaak. Al wat jy doen is jy skuif net van ek is nou vleeslik, ek is nou selfbewus, ek is nou geïrriteerd. Ek praat vanoggend weer met mense oor irritasie. Want ons verstaan net nie hoe die geesteswêreld werk nie. Ons gebruik woorde, ek is nou so geïrriteerd. Is jy? Ja, ek is so geïrriteerd. OK. Uur later, ek is nou so geïrriteerd. Uur later, jy kan nie glo hoe geïrriteerd is ek nie. Is jy regtig? Ja. Nou, dag in dag en kan jy nou nie help om geïrriteerd te wees nie, maar jy was die profeet van jou eie lewe. Eerstens, jy het nie gesê ek het gevoelens van irritasie nie. Jy het jouself gelabel en jy het vir jouself gesê ek is geïrriteerd. Dis wie ek is. Regtig? Dis wie jy is. Jy's geïrriteerd. Ja, maar sê jy, dit is die derde keer wat ek vir haar sê, sy moenie, of die vierde keer wat ek vir hom sê, ek kan nie glo, ek is nou so geïrriteerd. Is jy? Of het jy gevoelens van irritasie? Kom ek vra jou vraag. Waar deel van jou is geïrriteerd? Is dit waar Christus woon? Is dit waar die Gees woon? So is jy besig nou om in die Gees te wandel of in die vlees? Kies gou-gou. Dis nie rocket science nie. Ja, maar jy verstaan nie. Nee, jy verstaan nie. Ja, maar jy hoor nie. Nee, jy hoor nie. Hy roep jou na iets toe. Die beste jy, hy sê vir my en vir jou, as jy jou lewe wil vind, moet jy jou lewe verloor. Terwyl jy nog dink is my lewe en ek doen die en ek is die en ek is daai en hy pas aan, jy gaan hom nie in jou koninkrykie inpas nie. Jy moet in sy koninkryk inpas. Onthou dit, is belangrik. Wat motiveer jou vandag? Om hom te ken. En maak nie saak wat die omstandighede sê, maak nie saak wat die wêreld om hemel aarde toe te bring deur jou lewe, dat waar ook al jy gaan, daar is hy. Kom ons staan, dan bid ons. Hemelse Vader, ons het hierdie oomblik in tyd om ons harte te toets. Ons het hierdie oomblik in tyd om te kyk wat gaan aan. Waar is ek nog selfbewus? Waar is ek nog my eie baas? Waar dink ek is nog in beheer? En wat 'n verskil sal u maak as u in daai plek die koning word? As ek werklik alles neerlê en sê my lewe behoort aan u. Alles wat ek is behoort aan u. Here, wanneer ons in daai plek kom, en Paulus sê, hy sê ek strek nog uit, ons almal strek nog uit, ons almal is op hierdie reis tog, Here, ons almal is nog besig om uit te strek, vir hulle wat opgegee het, vir hulle wat nie meer strek nie, vir hulle wat net gesettel het, ek wil vir jou sê, dit kom tot die einde van dag, ek weet die Heilige Gees brand in jou hart, en jy sê, ek gaan weer gaan, ek gaan uitstrek, ek gaan gryp, ek gaan hom gryp, en ek gaan sien wat hy kan doen. Ek gaan in die Gees wandel en ek gaan geen voorsiening maak vir die vlees nie. Ek gaan begin bid. Ek gaan begin my vrou oplig, my man oplig. Ek gaan die beste vrou en man wees wat ek kan wees. Ek gaan die beste pa en ma wees vir my kinders wat hulle kan nog ooit gesien het. Want ek wandel in die Gees. Dis nie uit my eie krag nie, maar dit is hom wat my krag gee. Vader, ek wil vandag bid vir elkeen wat die woord gehoor het. Die Bybel sê die Satan kom onmiddellik om my woord te steel. Ek beskerm daai woord in die naam van Jesus. Dit gaan 'n maand wees voor ek weer met hierdie mense kan praat. Maar, ek beskerm daai woord. En daai woord maak 'n verskil in hulle lewens vandag. Hulle sal onthou. Daai dag het ek besluit, ek is Gees. God het my nie 'n gees van slawerny of vrees gegee nie. God het my nie die gees van die wêreld gegee nie. God het my die gees van aanneming gegee deur wie ek sê Abba Vader. God het my sy gees gegee, die gees wat uit hom is, sodat ek kan weet alles wat hy my uit genade geskenk het. Mag daardie waarheid, Vader, deel word van ons in ons daaglikse wandel in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Net elke oog toe, net vir 'n oomblik, net 'n paar minuutjies. Word net bewus van hom. Hy is hier so.
Wat het jy nodig van hom vandag, vriend? Daar's iemand wat verskriklik sukkel met migraine. Ek praat nie kopseer nie. Ek praat migraine. Soveel so dat jy in 'n donker kamer moet gaan lê. Is debilitating. Jy kan niks doen nie. Hy sê vir jou, gee dit net vir hom. Soos jy bekommernis werk, soos hy jou uitnooi, werk met op hom. En ek sê nou vir jou, jy sal nooit weer daai migraine hê. As iemand jy het 'n probleem in jou regterknie. Is asof jy knie net onder jou uitswip. Elke nou en dan. Probeer nie heeltyd nie, maar elke nou en dan. En jy het nou al 'n paar keer embarrassing falls gehad weens dit. Die Here raak daai knie nou in die naam van Jesus. As iemand se linker oog, dit word blurry. Sommige net deur die dag, net deur die loop van die dag. Jy kan nie verstaan nie, is asof jy net dubbelvisie kry uit die een oog uit. Dit is nie al twee oë nie, dit is net die een oog. Die Here herstel daai oog nou in die naam van Jesus. As iemand wat 'n pyn kry in die kakebeen, die reg agter die oor. Regterkant. Reg agter die oor. Jy kry 'n pyn in jou kakebeen daar. Voel asom half asof jou kakebeen vasslaan en hy wil nie loskom nie. Vat 'n bietjie om hom los te maak. Word genees in die naam van Jesus. Iemand se toon. Iemand se toon gee hulle probleme. In die naam van Jesus word gesond. Iemand wat baie geïsoleer voel. Jy gaan deur emosies en jy het vriende en jy het mense om jou, maar in jou hart is jy eensaam en alleen. Maak jou hart oop vir die vredevors vandag. Hy sal inkom. Hy sal jou lewe verander in die naam van Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.